Dis vanjaar die 17de fees en ons tema vanjaar is bly, want ons bly in Stellenbosch, ons het baie om oor bly te wees. Ons wil nie hê mense moet weggaan nie, hulle moet hier bly. Ons wil bly wees en ons wil bly voortbestaan om 'n fees vir Stellenbosch te wees en ook die kunstegemeenskap en landskap te dien. Die langtafel is 'n fantastiese opening vir die fees. Dit is 'n geweldige groot logistieke opset en omtrent 1000 mense sit aan by 'n langtafel en dan eet die gemeenskap van Stellenbosch saam. Ons het omtrent, ek sal nou vir jou presies sê, 1115 individuele programitems op die program. Van dit herhaal, maar baie van dit is eenmalige aanbiedings. En ek verwys nou spesifiek na die boek en diskoersgesprekke, wat die hart van die fees is. Ons het 3 lokale wat eksklusief toegewy word aan boek en diskoersgesprekke. Ons het 'n stewige toneelprogram. Ons gebruik ook die stadsaal vir die eerste keer vanjaar. Dit is 'n baie goeie ruimte. Ons kan 600 mense met gemak daar inpas. Lekker groot verhoog en ons gebruik dit vir onder andere Vila se kind, 'n voorgeskrewe werk vir die graad 10e. En dan ons een groot plaske produksie, die Franse klug, Onze Gedagte. Dis 'n klug wat onder andere baie fyn spot met taal. Om dit te balanseer, die lekker ligte vermaak, het ons 'n baie sobere verwerking van James Coetzee se Disgrace wat Jaco Bouwer die regie van doen. Is 'n roman wat 11 jaar oud is, maar die politieke kommentaar en die sosiaal-maatskaplike kommentaar daarin is geweldig relevant vir 2016. Die ander vlaske produksie is die Gangsters deur Dr. Benda Haak. Ek dink enigiemand wat in Stellenbosch die afgelope 50 of 60 jaar gebly het, kan nie hier gebly het sonder om bewus te wees van die legende van Benda Haak, wat in die donker jare van apartheid ongelooflike wonderlike werk in Cloetesville gedoen het. Ons skiet op, oral rol, ons groei soos parasole in die samelewing. Sagail, vrot, grond. As 'n mens nou hoor dis die Gangsters, dan dink jy eers mos nou, okay, bloed, geweer, gunskote en al daai tipe goed, maar dit is 'n hele ander aanslag. Hy lewer kommentaar op die politieke kant, die minister van Welsyn het iets te doen daarmee, die polisiekommissaris het iets te doen daarmee, hy praat oor die geloof wat dit het, en so hy raak al die verskillende fasette aan. Ouma, ek wil 'n gangster word en 'n heilige een. Dan is natuurlik 'n baie opwindende visuele kunsprogram met Mary Sibanye wat ons hoofkunstenaar is en die visuele kurator Alex Hamilton het regtig 'n uitstekende program saamgestel wat ook baie nou met die tema onder andere 'n program wat hy van 'n verskeidenheid van kunstenaars saamgestel het en dan van plek wat baie naby aan ons tema bly is en Stellenbosch in Suid-Afrika in 'n baie bepaalde perspektief stel. I've created these creatures, and for me, they represent a beginning, a start, and I've called them non-winged ceiling beings. So they also represent an unknown extraterrestrial, if you like, or things from the heavens, from above. En dan is ons baie opgewonde omdat ons vir die eerste keer Koetsenburg kan gebruik, die sportgrond by Koetsenburg vir openligkonserte. Dat hy is in my hart waar die son kan bly. Kyk of dit vir my die son kan stil. Afrika bukala banwele wema. Afrika bukala banwele. Afrika bukala banwele wema. Alana. So hierdie jaar is die tweede keer wat ek deelneem aan die Moederkerk Orgelweek, die wonderlike inisiatief van Zurada Temming, reeks van 5 orgelkonserte gedurende etensuur.
En ek dink dis enig in sy soort in Suid-Afrika dat mens in 'n week 5 orgelkonserte het en die bywoning is baie goed. Ek is ook betrokke hierdie jaar by nog 'n produksie en dis 'n konsert met Stefan Temming, die wêreldberoemde blokfluitspeler. En dis 'n program gebaseer om die werke van Corelli en ander komponiste uit sy tyd wat deur Corelli beïnvloed is. Die Woorde Open Wêrelde projek, of ons noem, praat sommer kortliks van die WOW projek, is voorwaar soos sy naam sê, 'n WOW projek. Dit is 'n taalbemagtigings- en leesbevorderingsprojek. Ons is deel van die US Woordfees en dan het ons natuurlik vir Fanny Viljoen, baie gewilde skrywer. Hy kom gesels vanjaar oor Bravo en oor die Lulu reeks. Ons het ook 'n liedjie slypskool wat ons doen in samewerking met ATKV Crescendo. So die fees se groeipotensiaal is nog daar. Ons moet net sorg dat ons dit so bestuur dat dit 'n regverdige fees is wat die groter belang van kom ons noem dit sosiale kohesie dien. Want dit is eintlik hoekom ons fees te doen. Ons wil ons gemeenskap waarin ons leef gesond en gelukkig maak.